'n goeie naam toe ook aan elkeen wat nou by ons aandiens aansluit. Mag ons elkeen ook vanaand uit Esegiel weer 'n boodskap ontvang tot eer van die Here. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U is vir ons wonderbaarlik goed. Ons kan U nie in woorde beskryf nie. Ons kan U heiligheid nie aan iemand behoorlik verduidelik nie. U is een goddelike wese wat U self aan ons openbaar in 3 goddelike persone sonder om 3 gode te word. U kan mens word in Jesus Christus sonder om op te hou om Skepper God te wees. U kan uitgestort word as die Heilige Gees om in ons te woon sonder om die hemel te verlaat. Here, al hierdie dinge gaan ons verstand net eenvoudig te bowe. En daarom is ons opreg dankbaar dat ons U kan ken. En al is dit net 'n klein bietjie wat ons in U woord van U kan leer, is dit nog steeds genoeg om te weet wie U is, waartoe U alles in staat is en wat U vir ons doen en beteken. En daarom dank ons U dat ons vanoggend ook uit Psalm 40 kon lees, hoe dat Dawid ook gefrustreerd en moedeloos gevoel het, maar sy hulp, sy krag, sy redding, sy oplossing, sy antwoorde by U gekry het. En daarom is ons ook vanaand hier, Here, om U te raadpleeg, om te hoor wat U deur die woord en deur die diensknegt vir ons wil sê. En daarom bid ons ook dat dit ons hartsbegeerte sal wees, soos Dawid en Paulus ook gebid het en gesê het, om U wil te gehoorsaam, om te lewe tot U eer, sodat U verheerlik kan word deur alles wat ons sê, dink en doen, en sodat dit alles ook vir U aanneemlik kan wees. Seën ons dan vanaand, Vader, deur by ons teenwoordig te wees en ons te lei in U waarheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ja, ons gaan voort met ons reeks oor die profete en ons is tans besig met Esegiel. Ons het verlede keer tot by vers 44 gelees van hoofstuk 20 en nou gaan ons vanaf vers 45 lees en ons gaan ook hoofstuk 21 daarby insluit en dan ook vanaand klaarmaak. Volgende Sondag het die skoolvakansie reeds begin, so ons gaan nie aanddienste hê tydens die skoolvakansie nie. Ons sal na die skoolvakansie weer met ons aanddienste voortgaan. Die opskrif van die gedeelte is, ek gaan my swaard uit sy skede trek. Nou skede is die sakkie waarna mens mos nou jou swaard bære. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, draai jou gesig na die suide toe. Laat vloei jou woorde na die suide toe. Tree op as profeet teen die bos in die oop veld, die suidland. Jy moet vir die bos in die suidland sê, hoor die woord van die Here. So sê die Here my God, ek gaan jou aan die brand steek. Elke groen boom en elke droë boom in jou gaan verbrand. Die vlamme sal nie geblus word nie. Dit sal elke gesig skroei, van die suide van die land af tot in die noorde. Al wat leef sal sien dat ek, die Here, die vuur aangesteek het. Dit sal nie geblus word nie. Toe sê ek, en dis nou Jeremia wat praat, ag Here my God, hulle sê ek praat net altyd in raaisels. Toe kom die woord van die Here tot my. Mens, draai jou gesig na Jerusalem toe. Laat jou woorde na die heiligdomme toe vloei. Tree op as profeet teen die land Israel.
Sê vir die land Israel, so sê die Here, ek is jou vyand. Ek gaan my swaard uit sy skede trek en die wat reg doen, sowel as die wat verkeerd doen, uit jou uitroei. En omdat ek die wat reg doen, sowel as die wat verkeerd doen, uit jou wil uitroei, daarom word my swaard getrek teen al wat leef, van die suide af tot in die noorde. Al wat leef sal weet dat ek, die Here, my swaard getrek het, en dit sal nie teruggaan skede toe nie. En jy, mens, moet kreun. Jy moet voor hulle oë in ineenstorting kry en bitterlik kreun. En as hulle vir jou vra, hoekom jy kreun, moet jy sê, oor die tyding wat kom. Elke hart sal verstyf van angs, al die hande sal slap hang, almal sal moed verloor, water sal teen al die knieë afloop. Dit kom, dit sal gebeur, sê die Here my God. Die woord van die Here het tot my gekom, mens, tree as profeet op, so sê die Here, roep, swaard, swaard, hy is skerp gemaak en blink gevryf. Hy is skerp gemaak vir die slagting, hy is blink gevryf om soos weerlig te blits. Of moet ons bly wees oor die koninklike scepter wat geen boom ontsien nie? My seun, 'n mens laat die swaard blink vryf en dit word in die hand vasgevat. Dit is 'n skerp gemaakte swaard, dit is blink gevryf om dit in die hand te sit van hom wat moet doodmaak. Skree, mens, huil, die swaard is teen my volk gerig en teen al die leiers van Israel. Hulle is saam met my volk uitgelewer aan die swaard. Slaan van ontsteltenis jou hande teen jou heupe. Die vuurproef is daar. En wat sal gebeur as die koninklike scepter wat niks ontsien nie meer daar is nie? Sê die Here my God. Maar jy, mens, tree op as profeet. Slaan jou hande in mekaar. Laat die swaard 2 keer, 3 keer swaai. Dit is 'n swaard wat mense doodmaak, 'n groot swaard wat doodmaak. Hy deurboor mense. Hy laat moed wegsmelt. Hy vermenigvuldig die gesneuweldes. Ek laat die swaard 'n slagting aanrig in al hulle stede. Hy is gemaak om te blits. Hy is vasgevat vir die slagting. Wys hoe skerp jy is. Kap regs en links, waar jou lem ook al heen gedraai word. Dan sal ek ook my hande in mekaar slaan en my toorn tot bedaring bring. Ek, die Here, het dit gesê. Tot sover ons skrifgedeelte vanaand. In hoofstuk 19 herinner ek u daaraan, is daar weer metafore gebruik. Daar is verskeie metafore in Jesegiel. En dit word as 'n treurlied gesing, want dit waaroor hoofstuk 19 gaan is 'n tragedie. Die eerste gaan oor 'n trop leeu's en die tweede oor 'n wingerdstok. U sal nog hopelik onthou dat die leeu's die mannetjie die koning verteenwoordig het en hoe dat die koning dan nou doodgemaak word, die wingerdstok, hoe dat hy verbrand is. In hoofstuk 20 dan sien ons dit begin weer net soos wat hoofstuk 14 begin het en baie dieselfde strekking het en dit kan moontlik 'n herhalende beskrywing ook wees van dieselfde gebeure. Dit het gegaan oor die leiers wat na Jesegiel toe gekom het om hom te raadpleeg, maar God wat hom nie deur hulle wil laat raadpleeg nie, omdat hulle afgodsdienaars is. En dan kondig Jesegiel hulle oordeele aan. In hoofstuk 20 word Jesegiel ook veroordeel omdat hy gepraat het met hulle, maar in 14 word hy geoordeel, maar in 20 nie. En dan is ons nou by die gedeelte wat ons vanaand saam gelees het, en dan sien ons hier word weer eens beeldspraak gebruik. Die eerste is 'n bosbrand wat aangekondig word. Jesegiel kry die opdrag om sy woorde te laat vloei, soos wat hy preek. Moet sy woorde vloei en hy moet dit rig in die rigting van die suide, die Suidland. Nou, u sal onthou, na koning Salomo oorlede is, het hy 2 seuns gehad wat die
twee ryke gevorm het, die noordelike 10 stamme en die suidelike 2 stamme. Dit was mos Jerobeam en Rehabeam wat Salomo se 2 seuns was. En so is daar dan nou altyd gepraat van die noorde as die noordelike ryk en ook Israel, en die suide en die suidelike ryk en ook as Juda. So hy moet na Juda se rigting, na Jerusalem se rigting toe draai en hy moet sy woorde in hulle rigting laat vloei. Dan moet hy sê, hier kom 'n bosbrand. En wat gaan alles brand? Alles gaan brand. Die dooie bome, sowel as die groen bome. Nou weet ons, groen bome brand nie heeltemal so maklik soos dooie bome nie. Want partykeer het groen bome ook sekere olie in, soos byvoorbeeld bloekombome. En as hulle brand, dan brand hulle behoorlik. En dis waarom Australië baie keer so deurloop onder geweldige bosbrande, omdat daar baie bloekombome ook daar is. Maar hier word gesê, al die bome gaan brand. Of hulle groen is en of hulle dood is, maak nie saak nie. Hulle gaan almal brand. Die bos wat gaan brand is die suidelike deel van die land, met ander woorde Juda, maar dan later word die hele Israel daardeur geraak. Hierdie brand gaan versprei en hy gaan ook na die noorde toe gaan en ook die noordryk gaan daardeur geraak word. So die hele Israel, noord en suid, gaan gestraf word. Die bosbrand is 'n metafoor vir God se straf. Almal sal dit sien en hulle sal weet dat dit God is wat die onblusbare vuur aangesteek het. En daar word duidelik gesê, niemand sal die vuur kan blus nie, hy gaan onblusbaar wees, so niemand kan God se straf keer nie. As God sy straf uitvoer, gaan niemand dit kan stop nie. Dan kom Jesegiel en hy praat met God, hy gaan op sy knieë, hy bid en hy sê vir die Here dat die mense die hele tyd, wanneer hy met hulle praat en preek, kerm daaroor dat hy so baie beeldspraak gebruik, dat dit vir hulle net soos 'n klomp raaisels is. Hulle verstaan nie sy preke nie, hy praat in raaisels. Ons kry baie keer ook dat mense sê, ons dominee preek so hoog, hy gebruik sulke hoë drawende woorde, dat niemand hom kan verstaan nie, hy preek oor ons koppe, hy praat in raaisels. En dis basies wat die terugvoer is, wat Jesegiel van sy gehoor en van sy gemeente afkry. En daarom sê hy dit vir die Here en hy vra groter duidelikheid, want hy wil verstaan wat hierdie beeldspraak beteken. Hy begryp dit nog nie. En dan in hoofstuk 21 gebruik God weer beeldspraak. En hierdie keer die beeldspraak van 'n swaard. 'n Swaard wat hulle beslis gaan verstaan wat dit beteken. Want swaard beteken oorlog. Dit beteken vernietiging. Dit beteken doodslag. Jesegiel moet optree as 'n profeet teen die land Israel, die hele land, en hy moet aankondig dat die Here sê, hy is die volk se vyand. God het 'n vyand vir die volk geword. Hoekom? Want die volk het hulle rug op hom gedraai. Hulle het God se vyande geword deur afgode te dien en agter die afgode aan te gaan. En daarom gaan hy sy swaard uit sy skede uittrek en hy gaan teen hulle dus oorlog maak. Dit word letterlik en figuurlik bedoel. Figuurlik omdat dit beeldspraak is terwyl die profeet daaroor praat, maar letterlik omdat die Babiloniërs gaan kom met hulle swaarde en hulle die Israeliete met hulle swaarde gaan uitmoor. En dit eintlik God is wat agter daardie oorlog is, besig om sy volk te straf. Daarom letterlik en figuurlik. Hulle gaan deur die swaarde van die Babiloniërs letterlik getref word, maar daarachter sit eintlik die swaard van die Here. Dit gaan oor sy oordele en sy straf oor die volk se sondes. In vers 3 word aangekondig dat die wat reg doen, sowel as die wat verkeerd doen, uitgeroei sal word. So dis die dooie bome, sowel as die groen bome. Almal wat reg doen, sowel as almal wat verkeerd doen, gaan uitgeroei word. Die hele bos gaan afbrand, die swaard gaan almal tref. Niemand gaan ontkom nie. En dan in vers 6 word Jesegiel beveel om soos 'n wafferse akteur te kere te gaan. Hy moet kreun en voor die volk se oë
ineenstorting kry. Ineenstorting, dis asof 'n mens 'n ineenstorting amper nie kan sê nie. En hy moet bitterlik kreun, sy hande en sy heupe moet hy in mekaar slaan. So verontwaardig, nê? En hy moet kreun en hy moet amper iets soos 'n epileptiese aanval kry, sodat die volk nou kan sien, hierdie profeet is nou ewig ontstel. En as die volk dan nou vir hom vra, Jesegiel, wat gaan nou aan jong? Hoekom kreun jy so? Dan moet hy antwoord, dis die lyding wat op pad is, wat hom so laat kreun. Die lyding wat hy aankondig, die straf en die oordeele. En dan moet hierdie gekreunery en die ineenstorting, moet hulle harte laat verstyf van angs. Hulle hande moet langs hulle sye slap hang. Dit simboliseer en verteenwoordig hulle magteloosheid. Hulle almal sal moed verloor en water sal teen hulle knieë afloop. Nou, julle kan nou maar self dink wat daardie beeldspraak of letterlike betekenis van daardie gebeure is. Vanaf vers 8 verskuif die fokus weer na die swaard en dan word dit in fyner besonderhede beskryf. Daar word gepraat van 'n groot swaard. Dis 'n swaard wat skerp gemaak is vir die slagting. Dis 'n swaard wat blink gemaak is en blink gevryf is, sodat dit soos weerlig kan blits. Die swaard deurboor mense. Dit laat hulle moed wegsmelt. Dit vermenigvuldig gesneuweldes. Dit rig 'n slagting aan in al hulle stede. So almal word deur hierdie swaard van God se strawwe getref. En dan in vers 16 gebeur iets interessants. Jesegiel word daardie swaard. Die woord wat hy verkondig is daardie swaard. God se verkondigde woord word die swaard. Jesegiel moet vir die mense wys hoe skerp is hy. Hoe skerp is sy tong waarmee hy die woord verkondig en die oordeele wat hy aankondig. En waarskynlik moes hy vir daardie preek 'n swaard by hom gehad het. En moes hy hierdie swaard na links en na regs gekap het, sodat hulle kon sien hoe dat hierdie swaard skerp is en blink is en links en regs kap. En dan sien ons 'n interessante ding. God noem Jesegiel nie meer net mens, soos wat hy in die ander dele van Jesegiel hom genoem het nie. In vers 10 noem hy hom nou my seun. Dis asof God so bietjie nader aan sy profeet kom. So bietjie meer word as net God en mens. Vader en seun word. Dit dui daarop dat daar 'n intiemer verhouding vanaf vers 10 dan tussen Jesegiel en God begin. In vers 17 word vertel dat God se toorn uiteindelik tot bedaring gaan kom en dat hy sy swaard weer in sy skede gaan terugsit. Wat is die boodskap vir ons uit hierdie gedeelte? Ja, God roep profete om sy woord te verkondig. Dit het ons nou al male sonder taal gehoor. Hy praat persoonlik met hulle en hy sê vir hulle wat hulle vir die volk moet sê. En hy rus hulle toe vir hulle taak en hy gee ook vir hulle die boodskap wat hulle moet verkondig. Vir Jesegiel talle metafore en beeldspraak. Soms word goeie nuus aangekondig en word daar vertel van God se verlossingskrag, van sy wonderdade en hoe dat hy die regverdiges beloon omdat hulle hom liefhet en hom dien. En dis sulke blye boodskappe wat die profete graag verkondig en wat die mense ook graag wil hoor. Maar dis amper as ons die profete lees asof dit in die minderheid is. Daar's enkele gevalle waar daardie goeie nuus aangekondig word. In die meerderheid gevalle word oordeele aangekondig, omdat die goddeloses wat nie die Here liefhet en dien nie, ook in die meerderheid is.
En omdat ons in Esegiel spesifiek in sy tyd, Jeremia se tyd, Jesaja se tyd, 'n volk het wat afgode gedien het, wat die Here verlaat het, wat die verbond verbreek het, en daarom word daar oor hulle oordeele aangekondig. En dan nou in hierdie gedeelte spesifiek dan nou die bos wat brand en die skerp swaard. Soos ons male sonder tal in die verlede al gesien het, gebruik God verskeie beelde en metafore wat meestal figuurlik bedoel word en soms selfs letterlike betekenisse kan hê, soos wat ons vanaand gesien het met die swaard. Dit het letterlike en figuurlike betekenis. Hierdie metafore en beelde is nie net altyd woorde nie. Dit kan partykeer selfs ook voorstellings wees wat die profeet deur sy optrede tentoonstel en is dikwels vir die hoorders raaiselagtig, want dit moet hulle nuuskierig maak oor die betekenis daarvan. Onthou julle uit Jeremia uit het ons ook gelees sodat Jeremia moes gaan lê op sy sy en hoe hy 'n stad moes gebou het en hoe hy die stad moes vernietig het. Hier moes Esegiel dan nou kreun en kerm en hy moes 'n ineenstorting kry, sodat die volk nuuskierig kon word oor hierdie raaiselagtige optrede van die profeet. En miskien was daar dalk mense wat so na die profete gekyk het en gedink het, maar hulle het nie lekker al hulle skroewe mooi bymekaar. Daar moet 'n paar skroewe los wees. Hierdie ouens is nie meer so lekker nie. Ons moet dalk 'n psigiater nader bring as ons nou in ons taal en ons terme daaroor moet dink. So die nuuskierigheid moet hulle daartoe maan en hulle dwing om te vra vir die profeet, maar wat vang jy nou aan? Wat beteken dit wat jy nou doen? Sodat die profeet die geleentheid kan hê om 'n antwoord op daardie vraag te gee. En sy antwoord is dan die verkondiging van God se woord. In Esegiel se geval, in hierdie gedeelte, gaan dit oor die oordeele wat op pad is, oor Babylonië wat kom, wat die hele volk gaan uitroei, sodat 'n bosbrand alles kan uitbrand en alles kan verwoes, so gaan hulle ook heeltemal verwoes word. Die groenhout, die groenbome, die mense wat goed doen, sowel as die droëhout, die dooie bome, die mense wat sleg doen. Die swaard gaan almal tref, die wat goed doen en die wat verkeerd doen. God se woord is soos 'n skerp swaard met twee snykante. Ons kan dink aan Matteus 10 vers 34 wat ons een Sondagoggend gelees het toe ons oor vrede gepraat het. Kan jy nog onthou? Hoe Jesus die vrede vir ons gesê het, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om vyandskap te bring tussen 'n pa en sy seun. En daarmee het hy bedoel, daar gaan een wees wat in hom glo en 'n ander een wat nie in hom glo nie. En die een wat nie in hom glo nie, gaan 'n vyand word van die een wat wel in hom glo. En in Hebreërs 4 vers 12 word daar ook gepraat van die woord van God as 'n swaard met twee snykante wat oopskeur tussen murg en gebeente en wat oop kloof, wat skeiding maak, met ander woorde tussen reg en verkeerd, wat God se oordeele aankondig en straf aankondig vir die wat verkeerd doen, maar wat ook die wat reg doen se beloning aankondig. En dan in Efesiërs 6 vers 17 lees ons ook van 'n swaard, en daar is dit die wapenrusting wat elke gelowige moet aantrek in ons stryd, wat nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose magte in die lig. En dan is die swaard die simbool of die metafoor weer eens vir die woord van God. So hierdie beeld en metafoor kry ons op verskeie gedeeltes in die Bybel. En nou kom ons by die moeilike een. Dit mag dalk vir ons onregverdig voel, dat almal deur die oordeele getref word. Die groen bome en die dooie bome. Die wat reg doen en die wat verkeerd doen. Maar onthou jy wat het ons in hoofstuk 18 gelees? Waar hulle die spreekwoord gehad het, ons voorouers het groen druiwe geëet en nou is die kinders se tande stomp. In daardie hoofstuk het God baie duidelik vir hulle uitgespel dat elkeen gestraf word vir sy eie sonde. Jy word nie gestraf vir jou voorouers se sonde nie.
Jy word gestraf vir jou eie sonde. En as jy in God glo en jou kinders glo in hom en tot in die 1000ste geslag van die wat hom liefhet, betoon hy ook sy liefde. So as jy ongehoorsaam is, kry jy jou verdiende straf. As jy gehoorsaam is, dan kry jy uit genade verlossing. Elkeen word gestraf vir sy eie sonde, het ons in hoofstuk 18 gelees, en dan moet ons nog iets onthou. En dit is dat niemand regtig onskuldig is. Job, as 'n mens Job gaan lees, Job het in sy eie hart geglo, hy is onskuldig. Hy het in sy eie hart geglo dat al die rampe wat hom tref, onregverdig is. Dat dit nie moes gebeur het nie. En dan kom sy vriende, dan sê hulle vir hom, maar Job, jy weet ons is almal skuldig. Almal van ons doen sonde. Niemand is onskuldig nie. En in die Nuwe Testament kry ons dieselfde gedagte waar Jakobus sê in hoofstuk 2, vers 10, as jy al die gebooie gehoorsaam, maar jy struikel net in een opsig, dan is dit so goed of jy het al 10 die gebooie oortree. En ons lees ook in 1 Johannes 1, daarvan vers 7 af, veral in vers 8, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. So, almal is eintlik maar skuldig. En alles wat mense doen, het 'n rimpel-effek en raak ook almal om hulle. Ons sonde wat ons doen, het nie net nadelige gevolge vir onsself nie. Of my sonde wat ek doen, het nie net nadelige gevolge vir myself nie. Dit het nadelige gevolge vir almal om my ook. Dit is soos 'n rimpel-effek wat net weier en weier uitkry. Mens kan aan baie voorbeelde dink. Sê nou maar, 'n kind raak verslaaf aan dwelmmiddels. Dis nie net hy wat ly aan die gevolge wat daardie dwelmmiddels in sy lewe tot gevolg het nie. Sy ouers ly ook. Want hulle sien hoe dat hulle seun besig is om sy lewe weg te gooi en homself sy eie liggaam te vernietig. En dit breek hulle harte om hom so te sien. En hulle sal enige iets doen om hom te help. Hulle bid hulle knieë deur, hulle sit hom hoeveel keer in rehabilitasiesentrums. En dan kom hy terug en dan gaan dit vir 'n rukkie goed en dan val hy maar weer terug. So dit raak nie net hom nie, dit raak ook sy ouers. Maar dit raak ook sy oupa en sy ouma. Want ook hulle is hartseer oor die hele gebeur. En dikwels so 'n kind steel om sy dwelms te kan bekostig, so van wie steel hy? Steel van sy ouers. Hy steel van sy oupa en ouma, hy steel van sy familie. So almal word daardeur geraak. En so kan ons amper elke sonde vat. En ons kan sien hoe dat elke sonde, wat 'n mens ook al aan kan dink, nie net 'n invloed het op jouself nie, maar ook op almal om jou. En daarom wanneer God inklim en besluit tot hiertoe en nie verder, my genade het nou sy grense bereik, nou gaan ek straf. En as hy dan voor die voet straf, kan niemand sê hy is onregverdig. Want daar is niemand wat kan sê ek is sonder sonde nie. So dit klink dalk vir ons onregverdig. Maar eintlik kry elkeen maar hulle verdiende straf, soos wat ons ook in hoofstuk 18 gelees het. Al hierdie oordeele en strafaankondigings wat bedoel was vir die volk Israel, dit lees ons ook vandag.
En as ons dit lees, dan moet dit vir ons dien as 'n waarskuwing. Dit moet ook vir ons oproep tot bekering, en dit moet ook vir ons sê, maar moenie met God se genade mors nie. God is nie jou speelmaatjie nie. Ja, God is 'n liefdevolle Vader. God is vol barmhartigheid en hy wil graag, soos ons in hoofstuk 18 gelees het, hê dat almal moet lewe. God wil nie dat ons moet sterf. Maar die wat hom uittart, sal met die gevolge daarvan moet saamleef. En ten slotte, God sal niemand ooit onregverdig behandel. Niemand, maak nie saak wie jy is of wat jy doen nie, sal deur God onregverdig behandel word. Wanneer jy voor God se regterstoel verskyn, kan jy verseker wees daarvan, dat jou oordeel regverdig gaan wees. Want hy is 'n regverdige God, wat ook 'n genadige God is. En dit bring ons by Romeine 6, waar Paulus sê, moet ons dan nou maar aanhou sonde doen, sodat die genade kan meer word? Dan sê hy nee, beslis nie. Ons kan nie. Ons het gebreek met die sonde. Ons het klaar gemaak daarmee. Ons moet die sonde haat soos wat God dit haat. Ons moet daarteen stry met alles wat in ons is. En dan in hoofstuk 8, ons moet meer gehoorsaam wees aan die Heilige Gees as aan ons sondige natuur. Want dis wat kinders van God doen. En dis wat ons ook moet leer wanneer ons hierdie oordeelsaankondiginge hoor. Dis waarskuwings, is God wat vir ons sê, oppas. Kyk wat het ek met Israel gedoen. Julle kan dieselfde lot tref as julle nie bekeer. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U regverdig is. Baie dankie dat ons altyd regverdige behandeling by U kan verwag. Dankie dat U nooit enige iemand onregverdig sal behandel nie. Here, wanneer ons hierdie oordeelsaankondiginge lees, dan verstyf ons harte, dan hang ons arms slap langs ons lywe. Want ons weet, Here, ons kan die vuur van vernietiging, die swaard van verwoesting nie keer nie. Ons kan nêrens vir U wegkruip nie. U weet alles en U is oral. En daarom, Here, is ons so dankbaar dat Jesus Christus ons straf in ons plek gedra het, sodat wanneer ons in Hom glo, ons nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En sodat ons sondes kan bely en kan weet U is getrou en regverdig. U vergewe ons sondes en U reinig ons van alle ongeregtigheid. En daarom wil ons ook om bid, Vader, vir elkeen wat besig is om U uit te tart, wat besig is om met U genade te speel, wat besig is om U in die openbaar tot 'n bespotting te maak, soos wat hulle ook met Christus gedoen het. Ons wil vra, Here, wees ons sondaars genadig en ook vir hulle. Vergewe hulle, Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Laat hulle tot inkeer kom en besef hoe groot U is. Besef dat U nie 'n God is wat 'n mens ligtelik kan opneem nie, maar dat hulle die waardigheid, die eer en die heerlikheid, die ontzag en die respek wat U toekom tot in ewigheid, ook vir U sal ontdek.
en dat dit ook hulle lewens sal verander. Dat wedergeboorte sal plaasvind en hulle tot bekering sal kom. Want ons weet alleenlik dan, Here, kan ons deel wees van U koninkryk. Vader, so kom bid ons dan ook vir hierdie wêreld waarin ons leef, waar daar oral oorlog aan die gang is, waar daar geweld en misdaad is, waar daar selfs handel gedrywe word met mense. En al is slawerny dalk iets van die verlede, word mense nog steeds as liggaamlike slawe verkoop, sodat hulle liggaamlik misbruik kan word. Ons leef in 'n wêreld waarin daar soveel dwelmkartelle en dwelmhandelaars is wat mense se lewens verwoes en vernietig. En ons besef ook weer vanaand, Here, hoe dat ons sonde nie net 'n nadelige en negatiewe effek op ons eie lewe het nie, maar ook op die van almal om ons. En daarom wil ons bid vir bekering, bid vir sondebelydenis, pleit vir vergifnis. Ons bid vir soveel ouers, oupas en oumas wat worstel met hulle kinders, wat op die verkeerde pad is. Ons bid ook vir daardie kinders wat soos die verlore seun kies om hulle eie pad te vat. Here, ons wil vra dat hulle sal terugkom, soos die verlore seun teruggekom het. En ons loof U omdat ons weet dat U met oop arms gereed staan om elke sondaar wat tot bekering kom in U Vaderhuis terug te ontvang en te verwelkom. Met groot vreugde en feesvieringe. Vader, ons bid vir elkeen wat siek is, vir elkeen wat operasies ondergaan het, vir elkeen wat kanker het, vir elkeen wat chemoterapie en bestraling moet kry, vir elkeen, Here, wat met een of ander ongeneeslike en terminale siekte worstel. Ons bid vir elkeen wat dakloos is, en vir elkeen wat werkloos is, vir elkeen wat arm is. Ons wil vra vir uitkoms en redding en vir genade. Want ons weet U genade is vir ons genoeg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffer. Daarna gaan ons afsluit met lied 585. O Jesus, laat ons nooit vergeet dat U wat alles van ons weet, sal oordeel oor ons hele lewe.